Goeiedag en welkom hier by Inspireer. Dit is soos altyd lekker om saam met jou tyd te kan spandeer hier in die woord van God. En hierdie week is ons besig met die tema hou aan groei. Hoe kan ek en jy aanhou groei in Christus in ons geesteslewe en hoe kan ek en jy vir die mense om ons ook wys hoe lyk groei in ons lewe? Hoe word ek beter as die persoon wat ek gister was, laas jaar was, 10 jaar terug was en hoe groei ek konstant en leer ek Christus ken in hierdie proses? En vandag is ons daar in 1 Petrus 2 vers 1 tot 4 en ek lees graag saam met julle. Dit sê: Lê daarom alles wat sleg is en alle bedrog en geveinsheid en jaloesie en alle geskinder af en smag soos pasgebore babietjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing, nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het. En hier kom Petrus vir ons dinge uit wat my en jou groei in Christus belemmer. Ons verhouding en ons groei in hom, maar ook my eie persoonlike geestelike groei. So daar's 'n paar dinge wat dit kom belemmer, daar's baie dinge, maar hy noem van die hoofgoed. Hy sê alles wat sleg is, hy sê alle bedrog, alle geveinsheid. So as jy vandag aanstoot neem, hy praat met my en jou hierso. Hy sê jaloesie, hy sê alle geskinder, dis 'n probleem van ons tyd, is mense wat skinder. Hy sê en smag soos pasgebore babietjies na suiwer geestelike melk. Daar's dinge in my en jou lewe, wanneer ons dit nie uitskakel nie, wat sal maak dat ek en jy nooit ons volle potensiaal in Christus bereik nie. Ons sal nooit kan groei soos wat ons moet groei nie, want daar's dinge wat dit wegvat. En ek wil amper vir jou sê, Paulus praat hier so van soos melk vir 'n babietjie, maar as daar 'n parasiet is, wat die voedingsstowwe uit iemand uittrek, dan moet 'n mens ontslaa raak van dit, en dit is baie keer wat hierdie goed skinder, jaloesie, geveinsheid, dit is die rol wat hierdie goed in ons lewe speel. Dit maak dat ons nooit werklik groei in Christus nie, na waar ons moet nie. En jy gaan ook agterkom met al hierdie goed, met skinder, met jaloesie, met geveinsheid, dit alles gaan oor my. Dit is selfgesentreerd, dit is innerlik. Dit is ek, alles gaan oor my, hoe ek voel, hoe ek alles beleef, hoe mense my hanteer, maar dit maak dat ek nooit 'n verantwoordelikheid het teenoor ander mense en teenoor Christus nie. En ek wil vir jou vandag sê, kan ek wat Leon is en jy wat vandag saam kyk, net die eie ek, bietjie na die kant toe skuif en sê, ons het mense lief soos Christus vir ons sê, ons hulle moet lief hê. Jesus sê, hieraan sal mense weet dat julle my kinders is deur die liefde wat julle vir mekaar het. En mag ek en jy weer mense opnuut lief hê, mag mense vir ons meer saak, mag ons ophou skinder, mag ons ophou met jaloesie, mag ons ophou gefeinst wees en fyngevoelig wees vir enigiets wat enigiemand vir ons sê. Maar mag ons fokus Christus wees, Kolossense 2 wat hy sê, hou julle gedagtes op die dinge daarbo, nie op die dinge hier op die aarde nie. En mag ek en jy regtig net op hierdie plek beweeg wat ons sê, ek is op 'n plek waar enige iets wat my groei in Christus belemmer, sny ek uit, ek skakel dit uit. Dis Jesus wat sê, as jy voel jou oog lei in die verderf, ruk hom uit. Dit is beter om blind en krepel die ewigheid in te gaan, as om hier op aarde te bly, fully able. En dis die punt hier so, wat is daar in my lewe wat ek van moet ontslaa raak? Wat is daai ding? En hier terwyl jy saam kyk, ek weet, jy weet wat dit is. Jy dink daaraan en ek glo die Gees lê dit op jou hart. Maar wat kan ek en jy vandag vir die Here gee? Here, ek glo hierdie ding is besig om steel by my groei nie. Kom ek en jy bid saam nog vir. Vader, ons Here, ons sê vir U dankie, Here, dankie Heilige Gees dat U inwerk in ons lewe, Here, dat U kragtig besig is in ons en met ons. En Here, dankie dat U ook 'n begeerte het, Here, dat ons kan groei in en saam met U, maar bo alles 'n verhouding kan hê. So ons begeerte, Here, dat ons sal ontslaa raak van die dinge vandag wat ons groei in U, ons verhouding met U kom belemmer. En Here, dankie dat U deur die Gees vanoggend vir ons kom wys presies wat dit is. Wat dit is wat ons moet uitskakel, wat dit is wat ons moet prys gee, wat ons moet klaarmaak, en daarvoor eer ons Here. In Jesus naam. Amen. Mag jy 'n lewe vry leef. Who the sun sets free is free indeed, sê die Here. Mag jy 'n amazing week verder hê. Sien jou môre weer. Totsiens.